Het jy al ooit regtig gedink aan die dinge om jou? Daai stoel waarop jy nou sit, of miskien die sjokolade in jou hand. Elkeen van hierdie doodgewone goed het 'n onsigbare storie, 'n hele reis van transformasie wat dit waardevol maak. Kom ons gaan volg daardie reis saam. En dit bring ons by 'n nogal interessante vraag. Hoekom, dink jy, is hierdie sjokoladestaffie soveel duurder as die klein kakaoboon waaruit dit kom? Die antwoord? Wel, dit lê nie in die boon self nie, maar in die ongelooflike proses, die transformasie, waardeur dit gegaan het. Goed, om hierdie hele idee van transformasie te verstaan, gaan ons by die begin, met 'n baie eenvoudige, maar eintlik kragtige voorbeeld, die reis van 'n boom na 'n tafel. OK, so elke reis soos hierdie begin met wat ons 'n grondstof noem, of 'n primêre produk. Dink aan 'n pas afgekappe boom. Dis net 'n stuk hout, reg? Jy kan nie jou huiswerk daarop doen nie, maar sodra daardie hout verwerk word, verander dit in 'n vervaardigde of 'n sekondêre produk, soos 'n nuttige houttafel. En daardie proses, dis presies waar die waarde bygevoeg word. Hierdie hele reis van boom tot tafel is eintlik die perfekte voorbeeld van hoe waarde bygevoeg word. Jy sien elke liewe stappie in die proses, van die saag tot die skuur tot die aan mekaar sit, dit alles kos geld. En al daardie kostes word op die ou end deel van die finale prys wat jy vir die tafel betaal. Maar watse kostes is dit nou eintlik? Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Eerstens, en dis baie belangrik, is daar die arbeid. Die mense, die vaardige hande wat die tafel moet ontwerp en saag en aan mekaar sit. Hulle moet natuurlik betaal word. Dan is daar al die klein byvoegings. Jy weet, die skroewe, die gom, die verf. En dan, laastens, is daar die fabriek self. Die elektrisiteit wat die masjiene laat werk, die masjiene self en selfs die boks waarin die tafel verpak word. Al hierdie goed saam bou op om daai finale prys te vorm. Goed, so hierdie beginsel werk nie net op 'n klein skaal nie, glad nie. Kom ons gaan nou terug na ons sjokoladestaffie toe, want dis 'n produk wat ons op 'n reis reg oor die wêreld gaan neem. Die reis van net een enkele sjokoladestaffie is eintlik 'n globale avontuur. Kyk hier, die kakaobone word dalk van Ghana in Wes-Afrika verskeep, die suiker kom dalk al die pad van Brasilië af en die neute en melk, wel, dit kom weer van ander uithoeke van die aarde af. Elke enkele kilometer wat hierdie bestanddele moet reis en elke proses wat hulle ondergaan, voeg net nog 'n bietjie by tot daardie finale prys wat jy in die winkel betaal. So dit begin alles iewers op 'n plaas met die oes van die kakaobone. Van daar af gaan dit na 'n fabriek waar dit gemeng word met suiker, melk en al die ander lekker goed. Dan word daardie warm, gesmelte mengsel in vorms gegooi, dit word afgekoel en dan uiteindelik verpak. En dan is dit reg om reg oor die wêreld verskep te word. En onthou, met elke enkele een van daardie stappe word net 'n klein bietjie meer waarde bygesit. Goed, so ons verstaan nou die kostes, maar dis net die een deel van die storie. Hoe besluit 'n besigheid vir hoeveel presies hulle daai finale produk gaan verkoop? En dit, my vriende, bring ons by die baie belangrike idee van wins. Kom ons gebruik 'n eenvoudige koekie-resep om dit beter te verstaan. So kom ons sit 'n prys hierop. Sê nou maar al die bestanddele saam kos jou R37,50. Dan moet jy die elektrisiteit vir die oond bysit, sê maar dis R25. So as jy dit bymekaar tel, kry jy 'n totale koste van R62,50 om hierdie spesifieke koekies te bak. Maar 'n besigheid kan nie net gelyk breek nie, dit moet kan oorleef en groei. En dis waar wins inkom. Nou wins is nie die verkoopprys nie. Dis die ekstra geld wat oorbly nadat jy daardie R62,50 se kostes betaal het. Dis die beloning as jy wil vir al die moeite en die risiko wat die besigheid geneem het. So, kom ons sê die besigheid wil 'n wins van 50% maak. Dis eintlik redelik eenvoudig. Al wat ons doen is, ons vat die helfte van ons totale koste. Die helfte van R62,50 is R31,25 en ons stel dit doodgewoon by ons oorspronklike koste. En voilà, daar het jy dit. Die finale verkoopprys vir daardie koekies is R93,75. Dit dek al die kostes en dit verseker 'n goeie wins vir die bakker. Reg, nou vir ons laaste voorbeeld. En hierdie een vat die hele konsep van waarde na 'n heeltemal ander vlak. Ons praat van goud. En hier is twee woorde ongelooflik belangrik: skaarsheid en vakmanskap. Hierdie eenvoudige idee is die absolute kern van hoekom goud so waardevol is. Dink daaroor, jy kan altyd nog bome plant of nog kakaobone oes, maar jy kan nie nog goud maak nie.
Daar is net 'n beperkte hoeveelheid daarvan op die hele planeet Aarde. En daardie skaarsheid, daardie alleen, maak dit ongelooflik waardevol. En die reis van goud is, wel, dis dramaties. Dit begin diep, diep onder die grond, waar gouderts letterlik uit soliede rots gekap moet word. Dan word dit gesmelt en in goudstawe gegiet. Maar die ware transformasie, die towerkuns, is nog nie eers verby nie. Dit moet nog vervoer word, ontwerp word en dan uiteindelik omgeskep word in die pragtigste juweliersware. Die verskil in waarde is heeltemal verstommend. 'n Rou goudstaaf, net soos hy is rofweg 1750 Amerikaanse dollar per ons werd. Maar gee daardie presies dieselfde ons goud vir 'n vaardige juwelier om 'n pragtige ring of 'n halsnoer van te maak en die waarde spring skielik na byna $3,500. Dis 'n waardevermeerdering van 'n volle 100%. Die waarde het letterlik verdubbel. En dit wys jou die ongelooflike krag van goeie vakmanskap en ontwerp. Dis seker die mees ekstreme vorm van waardetoevoeging wat daar is. Sjoe, ons het nou 'n hele end gereis, van 'n boom tot by goud. Kom ons doen 'n blitsvinnige hersiening om te sien wat jy onthou. Is jy reg hiervoor? Eerste vragie: wat is die grondstof, daai primêre produk van 'n katoenhemp? Dink gou. Ja, dis natuurlik katoen. Volgende een. Onthou jy ons wêreldkaart van vroeër? Waar kom die meeste van die wêreld se kakao vandaan? Korrek, Wes-Afrika. En die laaste een, 'n blikkie vis. Is dit 'n primêre produk of 'n sekondêre produk? Wel, omdat dit deur 'n hele proses gegaan het, skoonmaak, gaarmaak, inmaak, is dit definitief 'n sekondêre of 'n vervaardigde produk. So, as jy net 'n paar dinge uit hierdie hele verduideliking moet onthou, laat dit hierdie wees. Nommer 1, waarde word geskep deur 'n proses. 2, daardie proses het altyd koste soos arbeid en materiale. 3, wins is die ekstra geld bo-op daardie kostes. En laastens, onthou dat skaarsheid en goeie vakmanskap die waarde van iets geweldig kan verhoog. En dit bring ons aan die einde van ons reis vir vandag. Maar eintlik begin joune nou eers. Kyk 'n bietjie om jou, watter alledaagse voorwerp se onsigbare reis van 'n eenvoudige grondstof tot die produk voor jou, watter een fascineer jou nou die meeste? As jy eers begin kyk, sal jy sien die antwoorde is oral om jou.